Kom ons gaan na Nehemia 1 toe blaai. Ons gaan vanaand Nehemia 1. Nehemia 1 lees. Sluit so bietjie aan by vanoggend se boodskap. Meer oor die gebed wat Nehemia gebid het. Nehemia gebid het. En dis ook die opskrif wat die vertalers daar gesit het, die gebed van Nehemia vir die kinders van Israel. So wat ek eintlik sê is, wees skynheilig nou maar vir my, en smile daarom as jy sing, want die Here sien jou raak, maar dan nie skynheilig vir hom wees nie. Kom ons gaan lees vanaf vers 1. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Agalja. En in die maand Kislu van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes, wat oorgebly het uit die gevangenskap, en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. En ek het daarlang getreur en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. En gesê, ag Here, God van die hemel, groote en gedigte God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en die gebooie onderhou, laat die oor tog opmerksaam en die oë oop wees om te luister na die gebed van die knegt wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, U knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen U gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat U aan Moses, U knegt, beveel het, nie gehou nie. Dink tog aan die woord wat U aan Moses, U knegt, beveel het, naamlik, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi, maar as julle heel tot my bekeer, en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel, en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is tog die knegte, en die volk wat U verlos het deur die groote krag, en deur die sterke hand. Ag Here, laat U oor tog opmerksaam wees op die gebed van die knegt, en op die gebed van die knegte wat verlang om U naam te vrees, en laat dit tog vandag U knegt geluk, en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik die skinker van die koning, hoofstuk 2, en in die maand Nisan, 3 maande later, van die 20ste jaar van die koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee, en omdat ek nooit voor hom bedroef was, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is tog nie siek nie? Dis niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword, en aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe? Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl tog die stad waar my vaders begrawe is woes lê, en sy poorte deur vuur verteer is? Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, en as die dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my, terwyl die koningin langs hom sit, hoe lang sal jou reis duur, en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur, en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee, en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee aan die goewerneurs wes van die Efraat, dat hulle my laat deurtrek, totdat ek in Juda kom. En 'n brief van Asaf, opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer, om die poorte van die vesting, wat by die tempel behoort, met balke uit te lê, en vir die muur van die stad, en vir die huis waar ek sal intrek. En die koning het my dit toegestaan, volgens die goeie hand van my God oor my. Lees tot sover uit die woord van die Here. Ons kan maar net so sit vanaand, en dan buig ons ook voor die Here. Nou Vader, dis 'n diepe afhanklikheid wat ons ook na U toe kom, ook vir die breek van die brood vanaand. Ons wil vra nog dat U
met ons sal handel. U weet dat die disippels na u toe gekom het, oor die mense wat nodig het om te eet. U het vir hulle gesê, gee julle vir hulle iets om te eet. En daar was maar 'n ou paar broodjies en vissies, maar u het soveel gegee dat daar oorgebly het. Mag u ons vanaand ook deur die woord versadig. U ken ons omstandighede, u weet waar is ons in ons lewe, waar is ons in ons verhouding met u, wat het ons nodig, waarmee gaan ons te doen kry hierdie week wat ons self nog nie eers weet nie. En ek wil vra dat u vanaand ook vir ons 'n woord sal hê, en dat ons ook hierdie woord sal onthou in hierdie week. Ek dink daaraan dat u gesê het, dat die Heilige Gees julle sal herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Mag die Heilige Gees ons herinner aan die woord in hierdie week, tot ons weer daarvan kan inneem. So wil ek ook net bid vir môre aand se uitreik. U weet wie gesien moet word, wie het u in gedagte, wat die evangelie mee gedeel moet word. Stuur asseblief die regte mense na die regte mense toe, dat daar 'n ontmoeting met die Here kan plaasvind. Sal hy tog die saad wat gesaai word in mense se harte so, laat hom kiem in harte. Dis die saad van die woord wat ook wedergeboorte gee. Dis die woord wat geloof in die hart werk. Wil u dit gebruik? En wil u elkeen wat sê ek is bereid om daar so te wees en saam te gaan, 'n seën en hulle gebruik in die koninkryk. En mag ons harte ook vanaand en môre aand, wanneer daar uitgegaan word en by elke bidhuurgeleentheid en diensgeleentheid brandende word, dat ons weet dat u met ons is en dat u in ons midde teenwoordig is. Dankie dat ons dit in Jesus se naam kan bid, die naam bo alle name. Amen. So vanaand wil ek met u praat na aanleiding van vers 4 wat sê, wat is dan jou begeerte, vra die koning, en hy sê hierdie woorde, ek het tot God gebid, die God van die hemel gebid. Ek het gebid, dis 'n skietgebed, wat hy gebid het daarso. In hoofstuk 2, hy het in hoofstuk 1, het hy al reeds 3 maande voor die tyd, het hy in die binnekamer gebid, Nehemia, en hier het hy nou geleentheid gehad om 'n skietgebed. Julle weet wat 'n skietgebed, wat in 'n noodsituasie wat jy die Here vertrou, om vir jou uitkoms te gee. Want hier vra die koning hom, hoekom is jy bedroef? En hy sê hy het baie bevrees geword, en hy het tot die God van die hemel gebid. 'n Skietgebed, omdat hy alreeds 'n verhouding met die Here gehad het. Nou Nehemia is een van daardie groot helde van die Bybel, wat die harte van God se werkers opbeur. Daar's soveel boodskappe uit Nehemia uit wat ons vir onsself kan neem, en in Nehemia 2 sien ons hoe dat sy gebed eintlik van Nehemia 1 beantwoord word, maar eers na 3 maande. Na's 3 maande tussen die maand Kislew, toe hy gehoor het van die nood in Jerusalem, en die maand Nisan, wat ons van leer daar in hoofstuk 2 vers 1. Soms hou mense op om te bid, kort voordat die Here antwoord. 3 maande het hy verbygegaan. Was nie so met Nehemia gewees nie, hy het aanhou bid totdat die Here geantwoord het, en gedurende hierdie tyd, het hy by sy God in sy binnekamer gepleit, terwyl hy in die openbaar steeds 'n vrolike gesig gehandhaaf het voor die koning, want hy het geweet dis 'n misdaad om bedruk in sy teenwoordigheid voor te kom. Die las was sekerlik swaar vir Nehemia om te dra. Hy het vir sy volk gevoel. En uiteindelik sien ons dat die gebed eers beantwoord is, toe sy hartseer ontmasker word hier voor die koning, en die koning vir hom die vraag stel, waarom is jou aangesig bedroef? Jy is tog nie siek nie? Nehemia, dis niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword, sê vers 2 vir ons. Sy sielewroeging kon nie langer weggesteek word agter 'n flou glimlaggie nie, en die koning se vraag het hom met vrees gevul. Daar was egter 'n gebed wat hy al in hoofstuk 1 gebid het, wat hier beantwoord is in vers 11, die laaste versie daarvan hoofstuk 1. Hy sê, Here, laat U oor opmerksaam wees tot die gebed van die knegt, en op die gebed van die knegte wat verlang om U naam te vrees. Laat dit tog vandag die knegt geluk, verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Hierdie man is die koning. Ek was naamlik skinker van die koning.
En nadat Nehemia erken het dat sy bedrukte aangesig as gevolg van die stad van sy vaders is wat in puin lê, vra die koning hom nog 'n vraag: wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid. Vers 4. As die eerste vraag hom in vers 2 met vrees gevul het, waarom is jou aangesig so bedroef? Ek het baie bevrees geword, het hierdie tweede vraag hom met verbasing eintlik getref. In plaas van 'n aaklige straf omdat hy bedruk was voor die koning, word die scepter van genade na hom toe uitgesteek, net soos Ester op 'n ander geleentheid ook voor die koning verskyn het en die scepter van genade na haar toe uitgesteek is. In Ester 5 vers 2 en 3 lees ons: toe die koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oë gevind. Die koning het die goue scepter wat in sy hand was na Ester uitgesteek. Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak en toe sê die koning vir haar: wat wil jy hê? Wat wil jy hê, koningin Ester? Wat is jou versoek? Al was dit die helfte van die koninkryk, dit sal jou gegee word. Was hierdie die oomblik vir Nehemia, wanneer die hoop soos die dag breek na 3 maande lange nag van bedruktheid, van angs en gebed? Is hierdie die uitkoms waarop hy gewag het? Het die tyd aangebreek waar al die begeertes van sy hart met betrekking tot Jerusalem uiteindelik vir hom gegee sal word, beantwoord sal word, bewaarheid sal word? Wat is dan jou begeerte? Vra die koning. Wat 'n geleentheid. Dis asof die son uit die hemel skielik deur die donker wolke breek en 'n oomblik hier op sy aangesig skyn, asof God dit self aan Nehemia vra deur die mond van hierdie koning. Wat is dan jou begeerte? Wat maak jy hier? Vra die Here vir Elia by die berg Horeb. Elisa het ook in 2 Konings 2 na 'n lang reis saam met Elia, waar tydens Elia hom elke keer probeer oortuig het om agter te bly in elke dorp as 'n soort van toets, uiteindelik ook sy vraag gekry, nadat hulle deur die Jordaan was. 2 Konings 2 vers 9, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. En hy sê, laat 'n dubbele deel van die Gees op my kom. Iemand anderste groter as hierdie 2 manne, dieselfde vraag gevra vir 'n blinde man, Jesus daar in die evangelie van Markus: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man sê, Rabboni, laat ek dat mag sien. Sien hoe Nehemia die geleentheid sien as van die Here af, want onmiddellik na die vraag bid hy tot sy God en hy sê, of hy bid tot die God van die hemel en hy sê, hy gee sy begeerte vir die Here en die Here antwoord hom. Ek wil vir u sê, as Nehemia nie in 'n gebedsstemming was nie, as hy nie gewoond was om voortdurend in die teenwoordigheid van sy God te wees nie, sou hy nie hieraan gedink het nie. Selfs wanneer hy onkant gevang word deur 'n vraag van die koning, hef hy sy siel op tot sy God vir wysheid. Wanneer die Here die grootste realiteit in ons lewe is daar niks meer wat natuurlik is as gebed nie. Mense wat sê dat hulle nie tyd vir gebed het nie, weet nie wat gebed is nie. Nehemia het tyd vir gebed gehad om tot God te bid, terwyl die koning, die belangrikste man op daardie stadium in die wêreld, op daardie stadium vir sy antwoord gewag het. En daarom sê Jesaja 45 vers 22, wend julle tot my, wend julle tot God. En met gebed is dit net soos met redding. Die King James Version stel dit baie mooi daar in Jesaja, dat ons moet opkyk ten alle tye. Hy sê in Jesaja 45 vers 22, look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Dis hierdie woorde, kyk op na my, wat soos daardie sonstraal deur Spurgeon se donker gemoed gebreek het op 'n sneeustormoggend, toe hy tot bekering gekom het. Look unto me, young man, and be ye saved. Hy het opgekyk en is gered, maar vir ons geld dit ook, dat ons moet opkyk na die Here. Kyk op na my, en dis die tema vanaand. Ek het tot God gebid. Kyk op na my. Kyk op na my in jou situasie. Kyk op na my as jy my nodig het. Kolossense 3 vers 1 en 2 sê, as julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie.
kyk op na my. En daarom die eerste gedagte, kyk op na my met erns. Kyk op na my met erns. Hy sê in vers 4, Nehemia het gesit en geween en getreur en gevas en gebid voor die aangesig van God. Hierdie was nie soseer 'n formele gebed nie, maar dit was 'n ywer wat hy gehad het, die gevolg van 'n hart wat tot in sy diepste wese geroer was deur 'n sekere saak. Die besef van 'n toestand wat daar was van sy eie lewe, ook in sy volk se lewe, in 'n sekere omstandigheid. As daar nie vuur is nie, as daar nie ywer is nie, as daar nie erns is nie, dan is gebed koud. Dan het dit geen krag nie, want Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Dis die trane in gebed oor die verlore siel, wat die saad van die woord wat gesaai is in sy hart, water gee om te ontkiem. Dis wat Psalm 126 sê, die wat met trane saai, met ween, daai erns van gebed, saai, sal met gejubel maai. Hy loop aldeur in ween en dra die saadkoring, dis die saad van die woord. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra, die oes inbring. Hy sal sekerlik 'n sieleoes inbring. Iemand het een keer gesê dat die een ding wat sy vyande nie kan weier nie, is sy gebede. Gebed is die grootste voorreg en een van die magtigste elemente waarmee die siel van 'n mens te doen kan hê. Daar is die hartseer ouer wat dalk bid vir 'n afgedwaalde kind en hom noem voor die troon van genade. Dalk die desperate huweliksmaat wat die ander een net deur gebed kan bereik. Deur die gelowiges se gebed is Petrus uit die tronk vrygelaat. Daar in Handelinge 12, deur Elia se gebed is die hemel toegesluit vir reën. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Die een wat opkyk met erns. Elia was 'n mens net soos ons, sê Jakobus 5 vers 16, hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie, en hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Ek dink baie keer hanteer ons die Here soos met 'n gebed voordat ons eet. En soms so 'n gebedjie. Ons moet meer ernstig raak met ons gebede. Dis deel van die hemelse roeping van elke kind van God. Openbaring 5 vers 10 om in te tree vir ander. Wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking. Daardie smeking is 'n versoek. In die Engels sê 'n request met danksegging bekend word by God. Prayer is a serious thing, sê D.L. Moody. We might be taken at our words. Dis 'n ernstige ding om te bid. En ons moet die ernstigheid daarvan besef. Dis nie net sommer 'n bid voordat ons eet gebed nie. Kyk op na my met erns. Dis wat Nehemia gedoen het. Maar kyk verder op na my met kennis. Hy sê daar in vers 5, ag Here, God van die hemel, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en die gebooie onderhou. Ons moet toeneem in die kennis en in die genade van God. Ons moet meer leer uit die woord uit. Jag die vrede na met almal en ook die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie, sê Hebreërs 12 vers 14. Niemand die Here sal sien nie, nie sy werke sal sien nie. En daarom moet ons opkyk met kennis. Kennis van God. Kennis van wat in sy woord staan. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nehemia weet wat het hy in God. Hy weet hy's 'n groote God. Hy weet hy's 'n gedigte God. Hy weet hy's een wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Hy weet ook, soos Abraham geweet het met wie hy besig is om te pleit. Toe Abraham gepleit het vir sy broerskind Lot wat daar in Sodom gebly het, sy tente tot by Sodom opgeslaan het. Ons lees in Genesis 18 vers 3. My Heer, as ek genade in die oë gevind het, gaan dan tog nie by U knegt verby nie. Gaan dan tog nie by U knegt verby nie. En hy bring 'n tyd lank met die Here deur ou Abraham en uiteindelik sien ons dat hy kennis van die Here het. Want in Genesis 18 vers 22 staan daar, toe die manne daarvan wegdraai na Sodom, het Abraham nog bly staan voor die aangesig van die Here, hy het voorbidding gedoen. En Abraham het nader gekom en gesê vir die Here, en hy gebruik hierdie woorde, hy sê, sal U die regverdige
saam met die goddelose ombring? Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Hy het kennis van God. Hy weet wie is God, hy's 'n regter, en hy's 'n regverdige regter. Hy sal nie die regverdige saam met die goddelose ombring nie, en hy hou hierdie eienskappe van die Here voor aan die Here. Hy het kennis van God. Hy kyk op met kennis. En ons lees in Genesis 18 vers 33, die Here het weggegaan toe hy opgehou het om met Abraham te spreek. En Abraham het na sy woonplek teruggekeer. En dan lees ons in Genesis 19 waarom Abraham by God stil gestaan het vir hierdie voorbidding wat hy gedoen het. Genesis 19 vers 27, Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Weer daar, sekerheid voorbidding gedoen. En vers 28 sê, toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra in die land van die Jordaanstreek, sien hy die rook van die land optrek, soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei. Toe hy uit die omkering, toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. Voorbidding vir sy nabye familielid, want hy het kennis gehad. Hy het opgekyk na God met kennis. Ons moet soos Abraham en Nehemia kennis neem van die karakter van God. En ons moet kennis opdoen deur 'n verhouding met hom te hê. Ons moet die woord ken. Ons moet 'n gebedslewe hê in die binnekamer. En dan sal ons die vrymoedigheid hê om sy eienskappe voor hom te noem en ons daarop beroep in tye waar ons hom nodig het, in die omstandighede. A.W. Tozer het gesê, the Christian is strong or weak depending upon how closely he has cultivated the knowledge of God. Hy het ook gesê, the Bible is not an end in itself, but a means to bring men to an intimate and satisfying knowledge of God, that they may enter into him, that they may delight in his presence, may taste and know the inner sweetness of the very God himself in the core and center of their hearts. Dis so iemand wat God ken, met wie mens so 'n gesprek kan hê, 'n verhouding met die Here kan hê, en uiteindelik, soos Nehemia, 'n skietgebed kan opstuur op die regte tyd. Anderste is hy met respek gesê, jou spaarwiel. Dis soos 'n kind wat vrymoedigheid het om sy pa te vra vir iets, terwyl hy nie vrymoedigheid sal hê om 'n vreemdeling iets te vra nie. Hy kan sy pa vra vir iets, want hy het 'n verhouding met sy pa. Kan jy met vrymoedigheid na God toe gaan, omdat jy hom behoorlik ken, omdat jy die woord van God ken. En as daar 'n omstandigheid opduik, waarna toe hardloop 'n kind eerste om te help? Hy hardloop na sy pa toe. Maar kan jy na jou pa toe hardloop, omdat jy 'n verhouding met hom het? Daarom in die derde gedagte, kyk op na my, maar kyk aanhoudend op na my. Kyk aanhoudend op na my. Vers 6 sê, luister na die gebed van die knegt wat ek vandag voor die aangesig bid, en dan hierdie woorde, dag en nag. Ons het reeds gesien dat Nehemia se gebed erns en kennis van God bevat. En daarom het die vurige gebed van 'n regverdige groot krag. Omdat hy glo in God, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en beloner is van die wat hom soek. Hy moet glo in die eienskappe van God. En daarom dat Jona ook gebid het in Jona 4 vers 2, ek het geweet, sê Jona, dat u 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Nou sou jy dit weet as jy nie kennis van die woord het nie. Maar nou sien ons verder in Nehemia se gebed nog 'n element, die element van onbeskaamheid en aanhoudenheid. Hy hou nie op nie. 3 maande gaan verby, dag en nag vertrou hy die Here. Uiteindelik antwoord die Here sy gebed. Onbeskaamde en aanhoudende gebed is een van daardie mees belangrikste elemente van seëvierende gebed. Jesus het 'n gelykenis vertel in 'n les oor gebed, en dit was die weduwee se gedurende en aanhoudende versoek. Hy sê, hy praat oor die onregverdige regter wat uiteindelik antwoord. Maar dis 'n onregverdige regter. Hy wil nie eintlik die vader met die onregverdige regter vergelyk nie, maar hy sê as 'n onregverdige regter uiteindelik vir jou reg laat geskied, hoeveel te meer sal die regverdige Vader nie vir jou reg laat geskied nie. Lukas 18 vers 1,
Hy het aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. Daar was in daardie stad 'n weduwee, sy het gedurig na hom gekom en gesê: "Doen reg aan my teenoor my teeparty." En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê: "Al vrees ek God ook nie, al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie." En toe sê die Here: "Hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat," weer hierdie woorde, "dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval, ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Sal hy my en jou besig vind om aanhoudend besig te wees in gebed tot hom? Nie net wanneer ons hom nodig het nie, aanhoudend totdat ons die ding deurgebid het. Dit was terwyl Moses se hande aanhoudend in die lug was, dat Israel sy vyand die Amalekiete oorwin het. Solank as wat Moses se hande gesak het, het die vyand die oorwag gehad. Maar solank as wat sy hande voortdurend in die lug was, het hulle die oormag gehad. Eksodus 17 vers 11 sê: "Telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword, en daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom gelê, dat hy daarop kon sit, en Aaron het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander een ander kant, en so het sy hande dan vasgebly tot sononder, totdat die ding deurgebid is. Bid sonder ophou. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie, sê 1 Tessalonisense 5 vers 17. Partykeer dink ek ons is soos 'n seentjie wat 'n klokkie by die voordeur lui en weghardloop, voordat die Here kan antwoord. Charles Spurgeon het gesê, en nou moet jy hierdie ook sien in die lig daarvan, in daai tyd in Engeland het, soos die mense wat adellikes was en baie geld gehad het, hulle het mense gehad wat diensknegte was, en dan het hulle klokkies gelei, en dan die persoon geweet dat die meester van die huis hom soek, en dan het hulle nou afgekom of opgegaan om nou te gaan werk of doen wat die meester wou gehad het. En dis wat hy nou hierso beskryf. Hy sê: "Prayer pulls a rope below, and the great bell rings above in the ears of God. Some scarcely stir the bell, for they pray so languidly." Ek het nie geweet wat daai woord nie. Maar so lusteloos, stadig en traag, sê die Woordeboek. "Others give but an occasional pluck at the rope. But he who wins with heaven is the man who grasps the rope boldly and pull continuously with all his might." Dink as ek luister partykeer hoe die kweeskoolklok gelei word. Dis definitief nie die laaste een nie. Maar ons is partykeer so. Ons gee net so luitjie. Partykeer is ons so traag. Maar hy wat met die Here wen, is een wat met al sy mag en vrymoediglik pluk aan daai tou totdat daar gehoor word om die ding deur te bid. Maar verder sien ons dat ons moet opkyk en bely. Kyk op na my en bely. Vers 6 en 7 sê: "Terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen U gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge en die verordeninge wat U aan Moses die knegt beveel het nie gehou nie." Hy dink nie net hier aan sy eie sonde nie, maar ook aan sy volk se sondes. Hy's deel van die groepering. Dis die groepering wat gesondig het. Nehemia was 'n man van God gewees, maar hy sluit homself in by sy volk. En ek nou wil of nie, ons is ook deel van 'n volk wat gesondig het. En ons dra die gevolge daarvan. Ook ek en my familie het gesondig. Ek dink hier byvoorbeeld aan 'n verbond wat verteenwoordigers van die volk met die Here gesluit het. Moses het vir die volk gesê voordat hulle die beloofde land binne gegaan het, daar in Deuteronomium 5 vers 2, "Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Met onsself, die wat hier is en die wat nie hier is nie." En daarom het Nehemia die sondes van die volk bely. Hy sê ons
het verkeerd gehandel. Ons was nie gehoorsaam nie. Ek en my familie was nie gehoorsaam nie. En ons vader het ook 'n verbond met die Here gesluit, gelofte aangegaan by Bloedrivier. Dis nie net bindend op hulle nie, maar ook op ons, wat vandag in die lewe is. Iemand sal sê, my voorvaders was nie daar teenwoordig nie. Die Here het daardie dag die hoop van 'n volk aan die lewe gehou. Dit was nie 'n oorwinning van een nasie oor 'n ander nasie nie, maar 'n oorwinning vir lig, die lig van die evangelie, oor die duisternis. Deuteronomium 29 vers 14 sê, nie met julle alleen maak ek hierdie verbond en hierdie eedswering nie, maar met die wat vandag hier saam met ons is voor die aangesig van die Here, en met die wat vandag nie hier saam met ons is nie. Ons wys maklik die vinger na volksgenote wat afvallig geraak het van die gelofte, wat afvallig dalk geraak het van die Here, wat nie meer die onderlinge byeenkomste bywoon nie, wat nie meer sigbaar lyk of hulle die Here dien nie, maar al was Nehemia godsdienstig, al het sy volk nie die Here gedien nie, al was hulle in ballingskap oor hulle sonde, hy was saam met hulle in ballingskap gewees. Hy dra saam die las. Die volk het saam die las gedra van die 10 verspieders, wat nie wou luister nie. Hy het gedeel in die lot van die volk as gevolg van die volk se sonde. En ons is onlosmaaklik deel van ons volk. Wat hulle raak ons. As hulle gesondig het, is hierdie sonde ook ons sin. Want jy weet, ons hart is ook maar baie bedrieglik. Ons kan die uiterlike vertoon hê van godsdienst, maar hoe lyk die hart? Terwyl die hart baie bedrieglik is, sê Jeremia 17 vers 9. Bo alle dinge verdorwe is dit, wie kan dit ken? So nou moet belydenis wees van sonde, nie net vir ons sonde, nie, ons moet ook vir die volk se sonde bid. Wie anderste gaan vir hulle bid? Hulle gaan vir jouself bid nie. Hoe kan ons verwag om suksesvol te wees in gebed as daar geen belydenis is vir ons volk en vir ons eie harte, wat ons lewe en die volk vrugteloos maak nie? Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? En toe sê die Here vir Josua, staan op, hoekom lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig. Maar Achan is die een wat van die bandgoed geneem het van Jerigo, maar hy sê Israel het gesondig. Hy sê hulle het my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, hulle het geneem van die bandgoed en gesteel, hulle het heimlik by hulle goed gevoeg. Heeltyd hierdie meervoudvorm, hulle, terwyl dit Achan was, een van die volk. En die volk het gelei as gevolg van dit wat Achan gedoen het. Ons, of ons nou wil of nie, ons is deel van 'n volk, 'n groter groepering. En daarom sê hy, heilig julle self teen môre, want so sê die Here, die God van Israel, daar's 'n ban in jou midde Israel. Jy sal nie kan standhou vir jou vyande totdat julle, een man het dit genoem, maar julle die ban onder julle uit verwyder het nie. Gebed is 'n tyd van selfondersoek. Gebed is 'n tyd van belydenis. So ver behoort gebed soos Nehemia sin daardie kyk op na my, die volgende dinge in te sluit, dat ons ernstig sal wees, dat ons kennis van God sal hê, uit sy woord uit, die eienskappe van hom sal ken, dat ons aanhoudend besig sal wees, onbeskaamd sal wees, aan daai tou sal pluk, maar dan ook belydenis of selfondersoek sal handhaaf. Erns en kennis van God is nodig, want die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. 'n Regverdige wat in die geloof tot God bid. Onbeskaamdheid en belydenis is nodig, want ons moet sonder ophou bid en voortdurend selfondersoek doen. Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Jesus het gesê ons moet bid, vergeef ons skulde. Ons, dis 'n meervoud. Ons. Kyk ons na ander om hulle te beskuldig en oordeel, of sluit ons onsself in by hierdie dinge? Maar vyftens, kyk op en glo. Kyk op na my en glo. Hy sê in vers 8 en 9, dink tog aan u woord, die woord wat u aan Moses, u knegt, beveel het. As julle ontrou, sal ek julle onder die volke verstrooi. As julle tot my bekeer en my gebooie onderhoudend doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek julle daarvan versamel, julle bring na die plek wat ek verkies het, om my naam daar te laat woon. So hy haal hier uit Deuteronomium aan. Hy weet dat hulle as gevolg van hulle ongelowigheid en ongehoorsaamheid in ballingskap ingegaan het.
Hy sê in vers 27, daarom het die toorn van die Here teen daardie land ontvlam. Daardie hele vloek te bring wat in hierdie boek van beskrywe is. En die Here het hulle uit hulle land uitgeruk in toorn en grimmigheid en groot verbolgenheid. En hy het hulle weggeslinger na 'n ander land soos dit vandag is. Maar Nehemia ken ook die ander sy van die muntstuk, die woord van die Here. 2 Kronieke 30 vers 9, as julle tot die Here bekeer, sal julle broers en julle kinders barmhartigheid vind vir die wat hulle as gevangenes weggevoer het, dat hulle na hierdie land kan terugkom, want die Here julle God is genadig en barmhartig. Hy sal die aangesig van julle nie afwend nie, as julle tot hom bekeer. Romeine 10 vers 17 sê dat die woord van God geloof in ons harte werk. En as ons die geloof van God bestudeer, dan sal dit ook die geloof in ons hart werk, om daai gebed beantwoord te kry. Geloof neem eintlik besit van die woord wat God gespreek het. Dit vat God op sy woord. Soos ons vra, wat is geloof? Dan kan ons nou Hebreërs 11 vers 1 quoteer. Geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, maar in eenvoudige leuke taal gesê is geloof dood eenvoudig om te glo wat God gesê het is waar. En dit te vat is myne. As God gesê het, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12, dan vat ek dit en ek glo dit. En ek weet as ek daai geskenk gevat het, dan kan ek sy kind word. Ek vat dit, dis geloof. Dis genade alleen dat God dit gegee het vir ons, maar dis geloof alleen dat ek dit vat en dit glo, dit wat God gegee het. So, dieselfde met gebed. Ons vat besit van die woord wat God gespreek het. En die gebed word dan deur geloof gebou op die beloftes wat in die woord van die Here staan. En deur na die Here te draai het Nehemia die voorwaarde van die belofte vervul, deur die Here te herinner aan sy woord. Here, U het gesê, as hulle bekeer, sal U hulle terugbring na die land toe wat U vir hulle gegee het. So dis hierdie kinderlike geloof in wat God in sy woord gesê het, wat hom eer, omdat hy soveel van homself in die gebed raak sien. Nehemia gaan egter nog selfs 'n stap verder, as hy met verbasende onbeskaamdheid in vers 10 God herinner aan sy groot werk, om 'n volk met krag en sterkte te verlos. Nehemia 1 vers 10, hulle is tog die knegte, en die volk wat U verlos het deur die groot krag en deur die sterke hand. So hierdie geloof kyk op na God, dit sê sonder om arrogant te wees, Here, dis die beloftes uit die woord uit, en die verlossing is die bewys van die almag en die liefde en die sterke hand van genade, sal U dit dan tog doen? Hy wat na God gaan moet glo dat hy dit kan doen en 'n waarmaker is van sy woord. Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So waarvoor soek jy dan nou die Here vanaand? Is dit die redding van 'n kind, die herstel van 'n verhouding? Miskien die toekoms vir jou kinders in hierdie land, dalk vir 'n werk wat die Here vir jou moet gee. Corrie ten Boom het gesê, let God's promises shine on your problems. Gebruik die woord van die Here en hou dit aan die Here voor. Neem dit in die geloof en hou dit vir hom voor. Waar is daar die beloftes uit sy woord wat hy vir jou gegee het? Gaan krap dit uit en hou dit aan hom voor. 'n Laaste gedagte, dis 'n kort een. Kyk op na my en wees toegewyd. Ag Here, laat U oor tog opmerksaam wees, sê vers 11, op die gebed van die knegg en op die gebed van die knegte wat verlang om U naam te vrees. Nehemia is 'n knegg van die Here. Hy verlang daarna om die naam van die Here te vrees. Hy's toegewyd aan die Here. Hy wil heilig leef voor die Here. Hy doen dit deur 'n verhouding met die Vader te hê. Hy wil nie hê daar moet iets wees tussen hom en God nie. Dis wat Jesaja sê in Jesaja 59 vers 2, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie. Ons moet die Here vrees. En ons gebede sal ons dikwels uitmis as ons nie bereid is om onsself toe te wy tot God en alleen vir die eer van sy naam te leef nie. Jakobus 4 vers 2 tot 4, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig, julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog, julle het nie, omdat julle nie bid nie, en julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. As 3 soorte diensknegte. As 'n slaaf wat dien uit vrees, daar's 'n huurling wat dien om iets te kry, loon te kry, en dan is daar 'n seun wat dien uit liefde uit
vir sy vader. Dis die gehoorsame en toegewyde seun wat die guns van sy vader kan verwag. Sy wat homself aan God eintlik offer. Dien ons die Here om iets by hom te kry? Dien ons die Here omdat ons bang is vir een of ander straf? Of dien ons die Here omdat ons 'n verhouding met hom het, omdat ons toegewyd is en lief is vir hom? Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So saam met die alle elemente, erns en kennis en aanhoudenheid, bely en glo, is toewyding nodig om suksesvol te wees in ons gebed. Charles Spurgeon het gesê, the early morning hour should be dedicated to praise. Toegewyd. Do not the birds set us the example. Sluit af, as julle saam met Christus opgewek is. Soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde hieronder is nie. Kyk op na die Here. Wat is jou versoek? Sê die koning vir Ester. Wat maak jy hier? Sê die Here vir Elia. Begeer wat ek vir jou moet doen, sê Elisa vir Elia. Vir die blinde man sê Jesus, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Die koning sê vir Nehemia, en dis die Here wat dit vir hom sê deur die mond van die koning, wat is jou begeerte? Die Here sê vanuit hierdie gedeelte dan nou, kyk op na my met erns, want die gebed van die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Kyk op na my met kennis, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Kyk aanhoudend op na my. Ons moet nie moeg word om goed te doen nie. Op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Kyk op na my en bely, want jy sal nie kan standhou voor jou vyande, totdat die ban onder jou uit verwyder is nie. Kyk op na my en glo, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Kyk op na my, wees toegewyd, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God vir jou lewe is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dis ons begeerte, dat U ook ons sal help met ons gebedslewe, dat ons ook erns daarmee sal maak, en dat ons uiteindelik, deur daardie verhouding met U sal beter leer ken, en dat ons ook vir iemand anders te daardeur iets sal kan beteken in die koninkryk. Help ons asseblief daarmee, en ons dankie vir ure van gebed. Mag U dit ook so vir ons gee, in ons stilte tyd, as ons U ontmoet, dat ons 'n dieper verhouding met U sal hê. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus. Amen.